Goeiemôre vriende, dis Dinsdag die 9de Desember en Koffiekuier 998. Nou ons gaan vanoggend weer 'n bietjie gesels oor Jesaja 11, maar ek wil so 'n klein bietjie minder oor die inhoud van Jesaja 11 praat en amper meer oor Jesaja self, wat as die profeet optree. So 'n klein stukkie agtergrond, die van julle wat dit weet, verduur my so vir 'n oomblik. Jesaja profeteer in 'n tyd, as jy so na die begin van jou Bybel toe blaai, in die tyd so tussen 740 en 690 voor Christus. Nou, dis met ander woorde omtrent so 7 eeue voordat die Here Jesus gebore is. In die tyd wat Jesaja profeteer, is Juda en Israel in 'n baie moeilike posisie waar die Assiriërs eintlik hulle wil inneem, en later sien ons ook dat hulle inderdaad dit doen, en waar na die later hoofstukke van Jesaja toe die volk dan ook in ballingskap weggevoer word. So hier in hoofstuk 11 is die volk regtig op daai punt wat hulle eintlik bedreig word, wat die lewe vir hulle bitterlik moeilik is, en waar hulle amper met 'n, kan ons maar sê, met die spreekwoordelike swaard oor die kop leef elke dag. Van hierdie invalle, hierdie bedreiging dat hulle land afgevat word, hulle lewens word bedreig, daar's oorlog, dit is net nie goeie tye nie. So in hierdie omstandighede tree Jesaja as die profeet op. En nou het ons gekyk verlede week rondom Jesaja 2, waar ons ook hierdie boodskap van hoop en vrede verkondig is, en ook weer in Jesaja 11, wat ons nou Sondag by stilgestaan het in ons eredienste, weer hierdie boodskap, hierdie visioen wat Jesaja sien, wat eintlik sê, maar dit is hier is 'n ideale wêreld wat kom as gevolg van die Here Jesus se koms. En as ons dan nou die geskiedenis gaan lees, vriende, dan sien ons, inderdaad, soos ek net gesê het, hierdie vredesryk het nie onmiddellik aangebreek nie, inteendeel, die volk is in ballingskap weggevoer. En as jy vandag gaan kyk na die volk Israel, dan is daar nog steeds nie vrede sigbaar nie. En dit kan ons as gelowiges baie maklik op 'n punt bring, waar ons dan sê, maar hoe werk dit? Is hierdie beloftes wat God in die Bybel vir ons maak, dan nou net pie in the sky when you die tipe van teologie? Is dit maar net 'n stuk troos wat ons moet half versus om te sê, byt net vas, in hierdie lewe gaan dit moeilik gaan, maar eendag met die hemel, by die werklikheid wat kom, dan sal dinge anders wees. Nou, daar's natuurlik 'n stukkie mate daarvan wat mense wil sê, ja, dit is waar, maar dit is ook nie heeltemal waar nie. Want God nooi ons uit om deel te raak van, soos wat ek verlede week het gesê het, die herskepping ook van hierdie wêreld waarin ons leef. Nou, as 'n mens dan nou dink oor Jesaja se rol, dan wil 'n mens amper sê Jesaja as profeet is hierdie ou wat heeltyd mense vra om nie in die omstandighede vas te kyk nie, maar om op te kyk, by wyse van spreuke. Om op te kyk en God raak te sien, en dan ook in hierdie hoofstuk 11, daar die tweede vers wat hy sê, om die gees wat wysheid en insig en kennis en raad en sterkte en eerbied vir die Here gee, om die gees raak te sien in jou lewe, en dan te reageer op dit waarmee die gees besig is, en nie noodwendig dit wat jy uit die wêreld uit ervaar nie. Nou, die van julle wat kan onthou, sal onthou hier in 2011, 12, 14, ek is nie doodseker daarvan nie, het Piet en Salas die Jager, wat ons nou baie Afrikaanse films gemaak het, Piet is al oorlede, het hulle een fliek gemaak in 'n aanleiding van 'n boek van Jan, nou kan ek nie die ou se van onthou nie, maar Roepman, vergeet nou maar die detail daarvan. Die van julle wat die fliek gekyk het, sal moes nou onthou iets van die storielyn van hierdie verhaal. Roepman, destyds 'n spoorweg situasie, was die Roepman die ou gewees, wat eintlik 'n baie basiese werkie, maar baie belangrike werk gehad het. Want hy moes gesorg het dat al die personeel, die drywer en die konnekteur en you name it van die treine, dat hulle betyds wakker gemaak word, sodat hulle betyds by die stasie kan wees om die trein te kry en om die trein in die loop te kry. So die Roepman was eintlik die een wat die heeltyd gevra het, gesê het, is julle reg, is julle gereed, sien julle, is julle betyds, kyk julle met verwag, daai tipe van ding. En in die verhaal van Roepman self is Joon, nou die ouetjie wat die Roepman is, nie baie verstand nie, ook maar sy eie leefwêreld waarin hy is, en hy loop en kyk die heeltyd op boontoe, want hy glo vas dat hy eintlik instrument in die hand van die Here is, wat op sy besondere manier mense se lewens buiten sy werk as Roepman sommer net 'n bietjie optel en beter maak.
En ek kan nou nie die detail onthou van watter karakter nie, maar iewers in die verhaal sê iemand van die Joon, die roepman se ma, dat sy gedurig loop en klippe optel vir die Here. Dan vra iemand nou, hoe kom bedoel jy, hoe werk dit dan nou? Dan sê sy, of die persoon dan nou, maar sy weet dat Joon besig is om op te kyk, hy sien nie die klippe raak nie, so sy moet dit uit die pad uitvat, sodat hy kan fokus op sy roeping van die Here om mense se lewens te verbeter. Nou, vriende, dalk het ek 'n paar van die feite verkeerd oor die hele roepman verhaal, vergewe my daarvoor, maar gaan kyk die fliek, dis regtig 'n aangrypende verhaal. Ek wil vanmôre die verhaal bring by Jesaja. Jesaja is as ware 'n roepman in sy tyd. In die omstandighede in die lewe van elke dag wat moeilik en hard was, word Jesaja die roepman wat as ware vir mense sê, kyk op. Kyk op en sien God raak. Sien God se werklikheid en dit waarmee God besig is in die moontlikhede van sy koninkryk. Sien dit raak wat groter is en verder strek as die werklikheid waarin ons nou leef. En dan wil ek vanmôre die twee gedagtes, Jesaja se verhaal en roepman se verhaal, wil ek na jou toe bring. Nou eintlik by jou deurkom neersit en vir jou sê, vra, moet ek en jy nie ook roepman Jesaja in hierdie lewe wees nie? Is dit nie ook juis ons verantwoordelikheid, ons roeping as gelowiges, as mense wat op pad is om Kersfees te vier, wat Adventstyd vier, is dit nie ons roeping om ook te sê, ja, ons neem kennis van die werklikheid rondom ons. Ja, ons sien die gebrokenheid van hierdie lewe raak, maar kyk op. Kyk na God. Soek in die Gees wat wysheid en insig gee, raad en sterkte gee, kennis en eerbied vir die Here. Soek in die Gees jou fokuspunt om vorentoe te leef. En dan, vriende, as ons dit regtig reg kry, en daar is soveel mooi stories in die kerk wêreldwyd wat sê wat iets hiervan deurbreek, van waar mense regtig met hierdie verwagting opkyk na God en so leef as sy roepmanne, dan is dit so, dat iets van hierdie vrede op aarde, iets van hierdie alternatiewe werklikheid deurbreek in hierdie lewe. Waar ons iets beleef van God se koninkryk, wat groter is as die realiteit, waarin ons baie keer voel, ons is vasgevang. Ek nooi jou uit, word in hierdie adventstyd, word hierdie week, roepman vir Jesus. Roepman wat sê, kyk op. Kyk op, moenie vaskyk in die omstandighede nie. Want wanneer ons opgekyk het, dan kyk ons met 'n ander perspektief na die omstandighede waarin ons leef. Ek en jy roepmanne, soos Jesaja, soos Joon, wat moet sê, kyk op, kyk na God. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons baie keer moeilik om op te kyk. Ons is baie keer so vasgevang, dalk meer as net baie keer, dalk meestal, so vasgevang om net hier in die omstandighede waarin ons onsself bevind, om daarin vas te kyk. En dikwels, Vader, is hierdie omstandighede nie goed nie. Is dit vol uitdagings, vol gebrokenheid, vol seer, vol stikkendheid. Maar vanmôre hoor ons vanuit die woord, dat U ons oproep om te sê, kyk verder is dit. En ek wil by U pleit, Here, dat U ook in hierdie adventstyd inderdaad vir my sal help om op te kyk, en omdat ek opgekyk het, om dan anders te kyk na die wêreld rondom my. Gebruik my as 'n instrument wat juis ook iets van hierdie alternatiewe werklikheid reeds nou sigbaar sal dit word in die wêreld waarin ek leef. Ek bid dit, Here Jesus, in U wonderlike naam, U wat ons groot roepman is. Amen. Vriende, geniet jou Dinsdag verder. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Ek gaan reeds eerskomende Donderdag die koffiekuiers vir Vrydag en volgende Dinsdag opneem. Ek waarsku julle sommer nou al. Dis nou koffiekuier nommer 999 en koffiekuier nommer 1000. Hoekom gaan ek dit doen? DJ Miller, wat by Kaapkerk betrokke is, en Wilmy Wheeler, hulle het gesê, hulle wil graag deurkom en soms 'n bietjie met my gesels oor die hele ding van die koffiekuiers en waar dit vandaan kom en hoe dit ontstaan het, en so 'n bietjie agter die skerms iets sien
van waarmee ek besig is en ons moet dit inpas op 'n manier dat hulle nou nie spesiaal uit Wellington Parel uitry hiernatoe onnodig nie. So dis donderdag, maar jy sal dan nog steeds die normale koffiekuier produk Vrydag en DV volgende Dinsdag die 16de kry. Dit gaan dan ook vir eers die laaste koffiekuiers wees. Ek is met verlof, eintlik dan nou al van gister af, maar ek het nog 'n klompie goed waarmee ek besig is in elk geval. Maar ek sal dan nou iewers in Januarie weer herbesin oor koffiekuiers en hoe ons aangaan en of ons aangaan. Daar's mos 'n seisoen vir alles in die lewe. Partykeer kom daar ook 'n tyd wat 'n mens moet klaarmaak met dit. Maar dit net so vinnig. Geniet jou koffie vandag en ons gesels dan DV Vrydag weer so op hierdie manier met mekaar. Mooi loop.